Okay, ek weet ek volg nou vir Jesus, maar kan ek daarom nog uitgaan en bietjie gaan kuier, bietjie gaan drink, nog so 'n bietjie rook? Ek bedoel, dit is tog nie explicitly 'n sonde nie. Dit staan nie reguit soos in die Bybel nie. So, is daar sekere goed wat ek nog kan doen, nie kan doen nie? Ek meen as ek uit die skool uitgaan, dan sal ek ophou rook. Dan sal ek ophou met al die goed, dan sal ek groot word en dan sal ek yes, ja, nee. What's up my vurige vriende? Ek hoop julle is nog vuur en vlam aan die brand. En vandag gaan ons bietjie terug na 'n vurige topik toe. Die hele rede hoekom hierdie vurige Vrydag eintlik begin was om te praat oor goed. As jy hierdie goed doen, dan gaan jy brand in die vuur van JK lol. Ek wil vandag met julle praat oor iets wat ek dink baie mense oor wonder, veral as hulle eers net gered geword het. Wanneer jy eers gered word, is daar baie goed wat jy probably agterlos. Daar's baie goed wat jy instantly weet is sonde en jy moenie dit weer doen nie. Maar baie keer vind ons onsself in vriendekringe of situasies of kuiers of plekke of iemand se huis en jy is net onseker of jy mag of nie mag sekere goed nou doen nie. En dit raak so bietjie moeilik want jy wil mos uitgaan en bietjie eksperimenteer en kyk wat gaan aan. Jy wil nie uitmis nie. Ek weet ek was baie erg so gewees. Selfs toe ek nog al klaar gered was. En in verband met die was daar nog altyd een vers wat so erg met my resoneer. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na u goedertierenheid om u goedheid ontwil, o Here. Remember not the sins of my youth. Kyk, ek dink Dawid wat hierdie Psalm geskryf het, weet, hy het ook in sy jonkheid, toe hy in sy jonger dae was, 'n paar goed gedoen wat hy dalk nie moes gedoen het nie. En hy vra die Here om te vergewe vir daai sonde, om nie daai sonde te onthou nie. En ek dink dis die amazing storie van die gospel. Ons weet tog dat as die Here ons vergewe van ons sonde, dan vat hy dit so ver soos van die ooste, van die weste en hy herroep dit nie weer om dit teen ons te gebruik nie. Hy is so goed. Maar gee dit ons nou 'n verskoning om aan te gaan en aan te hou met hierdie sonde oor en oor, voort en voort? Wil die reguit antwoord? Nee. Nie as jy in Christus Jesus is of jou geloof in hom geplaas het nie. Hoor wat sê Petrus, omdat Christus dan vir ons aan die vlees gelei het, moet julle heel ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Daar sê hy dit amper so reguit soos kan kom. As jy gekom het op 'n plek waar jy besef jy's 'n sondaar en jy het Jesus Christus aangeneem as jou redder, dan het jy saam met hom dood gegaan. Baie mense weet nie, maar dis actually die simboliek agter die doop. Jy gaan dood saam Jesus en jy staan saam met hom weer op. En nou sê Petrus hier vir ons, net soos wat ons saam Christus dood gegaan het en nou 'n nuwe lewe het, ons moet ons so wapen met dieselfde gedagte dat ons nou op moet hou met sonde. 'n nuwe lewe. Ek kan nie nou hier vir jou sê wanneer jy by daai partytjie of daai kuierplek is dat jy versekers besig is om te sondig nie. Maar jy weet wanneer jy sondig. En jy weet wat Jesus betaal het vir daardie sonde van jou. Moet ons nie dan alles in ons vermoë doen, net soos wat hy alles vir ons gegee het om op te hou met hierdie sonde nie. Wapen jou met dieselfde gedagte dat as jy na die vlees gelei het, as jou ou mens dood gegaan het, dan bly hy dood en jy het nou nuwe lewe in Christus. Leef dit uit. Paulus sê vir 'n ou wat net so jonk is as ek en jy, maar vlug die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na die geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Flee also youthful lusts. Kyk, ek weet nie presies wat in jou lewe aangaan nie, maar een ding wat ek vir jou verseker kan sê, is dat as jy uithang by die verkeerde plekke, waar jy weet jy nie moet wees of moontlik kan sondig, is jy nie besig om te flee of weg te hardloop van hierdie youthful lusts af nie. Inteendeel, jy is besig om jouself bloot te stel vir dit. Dan kan jy mos nou nie maak wanneer jy val of sondig asof jy nie geweet het dat dit gaan kom nie, of jy dit nie sien kom nie. Nope, dis wyser om weg te bly van situasies en plekke af wat jy weet moontlik vir jou struikelblok kan stel, wat jou kan laat sondig. Kom ons dink gou, wie is meer geneig om te brand? 'n Persoon wat met sy hand sit op 'n stoofplaat of die ou met sy hand langs sy sy? Ek dink jy verstaan wat ek sê.